Wat 'n figuur het ons hier, Douglas? Trapesium. Is 'n trapesium. Wat wil ons uitwerk? Ons wil eers uitwerk die wat? Die formule. Ons wil die omtrek uitwerk, né? Ja, goed. Ons het 'n trapesium. Ons wil die omtrek uitwerk. Trek met jou vinger vir my die lyn van die omtrek asseblief. Ons het trapesium A, B, C, D. Ons wil die omtrek uitwerk. Watter sy se mate het ons nou nodig om die omtrek uit te werk van hierdie ding? AD. AD is wat ons nie het nie en moet kry. As ek 'n trapesium het, Ja, voor. kan ek hom verander in iets waarvan ek die omtrek maklik kan uitwerk. Nee. Dink jy nie so nie? Ek het hierdie trapesium, as ek hier 'n lyn intrek, dis nie 'n hoeklyn nie. Stoppellyn. Jep, as ek daar 'n lyn intrek, sodat daardie 'n 90 grade hoek is. Wat se vorm het ek dan nou hier? Reghoek. 'n reghoek. As ek hier 'n reghoek het, wat bly hier oor? 'n driehoek. 'n driehoek. As ek daar 'n 90 grade hoek het, wat moet Ons moet hom 'n naam gee. jy's reg. Kom, wat gaan ons hom noem? Ja. E. Wat weet ek wanneer ek 'n 90 grade driehoek het? Wat kan ek doen met 'n 90 grade driehoek? As ek 'n 90 grade driehoek sien, moet ek dadelik een ding dink. Die formule, die omtrek. Nee. Is 'n Griekse man se naam, Pythagoras. Wat sê Pythagoras vir my? A kwadraat. Nee, ook A. Kom juffrou, verduidelik gou vir jou. Pythagoras werk met die lengte van sye. OK. As ons nou daai sy 'n letternaam wil gee, dan gaan daai sy E wees. Daai sy gaan sy D wees en daai sy gaan sy A wees. OK. Verstaan jy dit? A, E, right. Daai lynstuk, hy kan twee name wees. Hy kan wees AD, ons kan hom ook E noem. OK. Maar kom ons werk nou maar met AD. So hier het ons 'n driehoek, nee, jy stem saam met my. Ja, voor. Daai hoek is 90 grade. Weet ek hoe lank is daai sy van die driehoek? Ja. Hoe lank is hy? 4,5. Hoekom? Want dit is 'n reghoek en die teenoorstaande sye is gelyk. So ek weet dat AE is 4,5 cm, nê? Kan ek uitwerk hoe lank is daai stukkie van hier in hierdie driehoek? Kan ek uitwerk hoe lank is daai stukkie? Ja. Hoe gaan ek dit doen? Ons hierdie hoeke is parallel. Hoeke is nie parallel nie. Nie gelyk. Ons werk nou nie met hoeke nie. Ons werk nou met die lengtes van sye. So probeer weer, sê vir my, kan ek uitwerk hoe lank is daai stukkie? Ja. Wat moet ek doen? Die sy AB Ja. plus sy EC was 10. Dis waar, maar ons wil nou nie eintlik daarmee werk. Kyk, wat het ons hier? Ons het hier 'n lang sy, nee, 'n lang sy van die trapesium. Ja, voor. Sy naam is DC, stem jy saam? Ja, voor. So, daai stukkie is mos nou DC minus AB. Kan jy sien hoekom dit so is? As ek net daai stukkie wil hê, ek weet daai stukkie is hoe lank? Hoe lank is EC? EC is 8,3.
5. 5. EC is 5. So, 5. DE is gelyk aan DC, dis nie minus AB nie, dis minus EC. Maar ek weet hoe lank is EC, nee? Hoe lank is EC? 5. 5. Want dit is die Die aangrensende sy. regoorstaande Regoorstaande. van 'n reghoek, nee. Goed. So DE is gelyk aan DC wat 8,3 is minus 5. 5. En dit is 3,3. Nou weet ek hoe lank is DE. So in driehoek ADE is wat? Kan jy vir my die stelling van Pythagoras gee in hierdie driehoek? Hoe gaan hy werk? A, B, AD, plus DC, AD. Waar is die skuinsy? hierso. AD is die skuinsy, nee. So die formule gaan wees AD is gelyk aan DE, DE kwadraat plus plus EC. AE kwadraat. Verstaan jy hoekom? Ek kan dit ook so skryf. Ek kan ook skryf DE kwadraat, dis mos nou die basis, né? Nee? Plus AE kwadraat is gelyk aan Dit is 3,3. Okay, ons werk nie nou met die syfers nie. Is E. Is gelyk aan AD kwadraat. Verstaan jy dit? Dis Pythagoras, nê? Ja, voor. Hoe lank is DE? DE is 3,3. 3,3 kwadraat. Hoe lank is AE? Dit is 4,5. Dit is 4,5 kwadraat. En dit is gelyk aan AD kwadraat. 3,3 maal 3,3 is gelyk aan 10,89 plus 4,5 maal 4,5 is gelyk aan 20,25 en dit is gelyk aan dit plus 10,89 is gelyk aan 31,14. Maar let nou mooi op. Ek wil nie AD kwadraat hê nie. Ek wil net AD hê. So wat moet ek doen om ek moet nou onthou, hierdie is AD kwadraat. Ek wil net vir AD hê. Daarom is AD is gelyk aan die vierkantswortel van 31,14. Verstaan jy hoekom? Want ons probeer dit vereenvoudig. Nee, ons probeer dit nie vereenvoudig nie. Verstaan jy dat daardie waarde wat ons hier gekry het, nê, Ja, voor. is AD kwadraat. Maar ons wil nie AD kwadraat hê nie. Ons wil net AD hê. Ja, voor. Wat is die inverse van kwadraat? Uiteraard dan vierkantswortel. Vierkantswortel. Dit is hoekom ons die vierkantswortel van daardie waarde moet uitwerk. En dit is gelyk aan 5,58. En dit is AD. Dit beteken AD is 5,58 en ons kan hom afrond na 5,6 toe, nê? So ons weet nou AD is 5,6. En as ons nou weet AD is 5,6, wat weet ons dan? Wat kan ons dan baie maklik doen? Tel al die hoeke. Nee, ons tel nie die hoeke bymekaar nie. Wat tel ons bymekaar? Die letters, syfers. Dis wat se syfers? Wat wil ons doen? Ons wil die omtrek hê. Ons tel dit plus dit plus dit plus dit. En dit gaan wees so die omtrek van trapezium ABCD is gelyk aan 5,6, ja, AD wat 5,6 is, plus 5
plus 4,5 plus 8,3. Stem jy saam? Ja, vol. 5,6 plus 5 plus 4,5 plus 8,3. En dit is gelyk aan 23,4 eenhede. Omtrek is 23,4 eenhede. Die beginsel wat ons gedoen het, ons het gesê, "Joe, hoe gaan ek nou die omtrek kry?" En hulle het nie vir my hierdie waarde gegee nie. Ek moet daai waarde uitwerk en ek doen dit deur 'n stippel aan trek sodat ek 'n reghoek en 'n driehoek. Okay. Maak sin? Cool.